Nee, kyk, hier is dit lekker gesellig. Jannie Pieter is 'n oud rugbyspeler, motiverende spreker en sportsielkundige, wie spanne soos die Vodacom Bulls na 3 Super 14 titels en die Emirates Lions na 'n Currie-beker in 2015 help lei het. In sy boeke Wen 'n Hart en The Sport Coach deel hy sy kennis oor die krag van sport en is nou vir ons 'n voorreg om jou hier te hê. Ons hoop jy gaan ons so 'n bietjie motiveer, Jannie. Baie welkom. Dankie. Ja, lekker om heerlik om hier te kuier. Arnold, is jy gereed vir 'n baie motiverende gesprek? Maar ek kyk net vir Jannie, dan's ek gemotiveerd. Dis so eenvoudig soos dit. Ek stem heel hartig saam. Nou, ek wil graag vir jou vra, wat het jou laat besluit om die rigting van sportsielkunde te betree en hoe het jou rugby dae of loopbaan jou gehelp met hierdie soort van toepassing? Also, daar is sekere mense wat 'n groot invloed in mense lewe speel. En ek dink van die mense wat die belangrikste in jou lewe is 'n afrigter of 'n onderwyser. Ja. Want 'n afrigter en 'n onderwyser het so geweldige impak op jou selfbeeld, jou idee van wie jy is. Jy weet, jou ou reis is eerste, maar ongelukkig baie ou reise is verdeel en gebreek. En nou 'n kind gryp vas aan 'n afrigter. En ek het vasgegryp aan afrigters en ek kan onthou ek was nie altyd die grootste nie. Ek's nou nog nie die grootste mens wat daar is nie. Maar baie mense het altyd gesê ek is te klein om rugby te speel. En ek het hakker gespeel. Dis nou baie jare gelede. En dis amper soos 'n vloek wat oor jou uitgespreek word. En daar was 'n afrigter en 'n dosent op universiteit wat my laat verander het oor my denke. Het gesê, maar my grootte maak nie saak nie. Dit gaan oor my karakter en wie ek is en wat ek doen, wat werklik 'n verskil maak. En hy het iets uit my uit kon kry en ek was gefassineerd want ek het gesê as iemand dit met my kan doen, as iemand my kan laat anders glo oor myself, dan wil ek dit met ander mense doen. En dis hoekom ek ingegaan in die wêreld van sportsielkunde. Ek neem aan as dit die geval is, sal daar 'n hele lot jong mense wees wat kyk na wat jy nou net gesê het, maar ek is self te klein volgens die wêreld. Wat is my eerste gedagtegang van hier af? Hoe verander Jannie Pieter, daai kind wat vanoggend nou na ons kyk, sy gedagtegang oor daai ding? Is Arnold, Michael Jordan, wat het die mense oor hom gesê? Hy's te klein. Weet jy of mense moet daai storie gaan lees. Dit is amazing om regtig daai storie te van Michael Jordan wat eintlik op universiteit het die mense gesê jy sal dit nooit maak nie, jy's nie lank genoeg vir hierdie sport nie. Ja. En hy het 'n totale evolusie gebring in daai wêreld van basketbal. Nou alles gaan oor jou mindset. Wat is jou mindset? Nou twyfel is jou grootste vyand. Wat is die teenoorgestelde van twyfel? Is geloof. So wat is geloof? So geloof staan in Hebreërs 11 vers 1 staan, is om seker te wees van wat jy hoop. En die vraag is, wat hoop jy? Ja. So dit geloof is glad nie realisties nie. Verstaan, want jy kan dit nog nie sien nie. Ja. So wat hoop jy? Hoop jy jy's groot genoeg of hoop jy jy's te klein? Nou as jy hoop jy's groot genoeg, dan kan jy mos sê ek is groot genoeg. Ek is groot genoeg. Ek sê altyd vir mense, 'n mindset is een van die belangrikste mindset wat 'n mens in jou mindset kan insit is, hoe vinnig is jy? As ek vra Elsa, hoe mooi is jy? Dan onmiddellik kom 'n onsekerheid. Hoe mooi is ek? As ek vir jou vra, Arnold, hoe goed is jy in werk? Jannie, wat moet ek nou sê? Dan, die antwoord is baie eenvoudig. Ek is mooi genoeg. Ek is goed genoeg. Ek is sterk genoeg. Ek is vinnig genoeg, want God het my genoeg gemaak. Hoe kan ons aan God se skepping twyfel? As ek nou in die wêreld myself wil goed. Ek meen, jy's goed genoeg. Dis 'n mindset, dis geloof. Dis briljant. Ja, kyk Jannie, ek wil net vir jou sê, ons het jou nie genooi om vir ons die moeilike vrae te vra nie. Ons is hier om vir jou die moeilike vrae te vra, maar ek wil graag uitkom by een van jou vele boeke waarin jy praat of verwys na 20 sleutels. Wat is jou gunsteling een vir atlete wat onder druk verkeer? Fokus nooit op die uitslag nie. As jy op die uitslag fokus jy op iets wat jy geen beheer oor het nie. Fokus op karakter. Dit beteken karakter is hoe ek deelneem. En ek wil hierdie sê, baie ouers, veral op laerskool, fokus so op hulle kinders se prestasie. Hulle weet, ouers kom na my toe en sê hulle, my kind is die Victor Ludor en hy het daai rekord gebreek en daai rekord. Nou sit hierdie kind daar en hy hoor van al hierdie prestasies. Maar sê nou maar die ouer kom en hy sê, Jannie, my seun is 'n aanhouer. Hy gee net nooit op nie. Of my kind, almal weet, as daar iets gedoen moet word, my kind doen dit.
daai ding. Nou voel die pressure wat verander of die druk wat verander op daai kind. 'n Kind wat se prestasie genoem word, raak bang dat ek dit moet verloor. 'n Kind wat se karakter genoem word sterker want dis al wat tel vir my ma of my pa is my karakter, is nie die uitslag nie. So as 'n mens jou aandag, jou fokus kan wegvat van uitslag en kan fokus op die proses. My seun is 'n tennisspeler en hy sal altyd vir my sê, pa, die oomblik as ek dink aan wen of verloor, dan dan maak ek die stupidste foute. Maar as ek fokus op my manier van speel, my ritme, my Die proses. Voorhand, 'n dien, waar wil ek my dien slaan en nie die uitslag nie, dan verander alles in jou lewe. Atleet, hoe kan jy nou fokus op wat se uitslag jy gaan hê? Jy weet nie hoe vinnig die ander gaan hardloop nie. Fokus op hoe lekker jy wil hardloop en hoe ritmies jy wil hardloop in jou asemhaling en jou hartklop. Ek meen, jy wat soveel kamerads gehardloop het. In plaas van om te kyk na die mense langs jou, geniet die oomblik wat daar is in plaas van op die uitslag te fokus. So, dis een van my groot dinge is, hou op fokus op die uitslag en fokus op die proses, jou karakter, geniet die lewe in plaas van om gespanne te wees oor die lewe. Oor die naweek het ons 'n massiewe deurbraak gehad vir SA Cricket met die wêreldkampioenskap, die toetswêreldkampioenskap. En daar is eintlik sedert 1992 al hierdie ding oor ek wil nie eers die woord sê nie, maar ek sal dit moet sê die C-woord, die choke woord. Daai ding se rug is nou uiteindelik gebreek oor die naweek. Hoe kom mens by daai punt uit want in hierdie geval is meer as 30 jaar wat hierdie ding saamry saam met die SA span. Sure. Arnold, dis so 'n great vraag. Want hoeveel kinders kry 'n label? Ja. Ek meen dis wat Suid-Afrika gehad het, is 'n label. Ja. Hoeveel kinders sit met die label ADHD? Nou dink gou mooi, hoe breek jy 'n label? 'n Kind wat 'n label het van aandag afleibaar, het klare verskoning om te misluk vir die res van sy lewe. Want die label is dan om my nek. Ek kan nie fokus nie. Ek gaan vir jou verduidelik. Maak 'n nuwe label. Dis al. Maak net 'n nuwe label. So as jy nou in my kantoor kom sit en jy sê vir my jy's AD, ek doen dit al baie met jong kinders veral. Dan sê ek, is jy aandag afleibaar, regtig? Kyk gou na my ring hier op my vinger. Dan sê ek 10, 9. Nou kyk daai kind na my ring en hy fokus. Nou as ek kom by 1 dan sê ek, maar jy's nie aandag aflei. Jy kan fokus soos min ander. My magtie, ek dink dis strooi. Want ek wil die label breek. Ja. En dis amazing wanneer jy iets anders begin glo oor jouself. Hoe jy in daai prentjie ingaan. So, wat wil ons hê moet ons label wees van SA Cricket? Wat wil ons die label is? Ons kan in oomblikke van druk, dan kom ons deur. En daai ding, ons kan dit nou kry. Ons kan dit nou begin spreek en ons kan dit nou begin sê. En as almal begin saamstem, raai wat, dan word ons daai prentjie. Pragtig. Ons bly maar by die cricket nie, ons gaan nie rugby toe beweeg nie. Spesiaal nie as jy in Pretoria, laat ek nie daar. Ons laat dit net daar. Maar ek dink dit is nogal 'n belangrike punt om by uit te kom, want ek dink suits is belangrik al op skoolvlak. En ek wil graag by julle ook hoor of julle nie dink dat daar deesdae te veel druk ook is op kinders in skole wat hierdie kwessie betref nie. Dis alles gaan oor uitslag, Elsa. En veral op laerskool. Weet, op laerskool is die fokus van sportdeelname, karakterontwikkeling, vaardigheidsontwikkeling en respek. Ek weet hoeveel van daai goed is die fokus nou regtig van laerskool. Dit gaan net oor prestasie. Die stelsel is besig om kinders se lewens te vernietig want alles gaan oor prestasie en op laerskool word jou prestasie bepaal wie jy is, nie jou karakter nie. En as weet elke ouer moet besluit wat wil ek vir my kind hê? Maar as jy op laerskool net prestasie jaag, dan gaan jou kind waarskynlik een van die lyke wees langs die pad. Ja. Want daar's soveel dis nou nie letterlik lyke, maar daar's soveel lyke wat langs hierdie pad lê van prestasie. Mense wat bitter is vir die res van hulle lewe, wat nooit weer 'n selfbeeld kan ontwikkel nie, want ek het my ouers teleurgestel. Ek meen my grootste werk is waarskynlik met kinders van graad 10 en 11 of graad 9 en 10, min of meer ek's nou standaard in my kop. Want 'n kind wat op laerskool wen omdat hy groter is as die ander kinders. Hy's gebore in Januarie, Februarie of Maart, gaan lees hy boek van Malcolm Gladwell, is 'n skitterende boek van The Outliers. Of hy wen omdat hy
bietjie meer talent gekry het. Maar hy wen nie omdat hy harder gewerk het of sy karakter anders is nie. Hy wen omdat hy fisies sterker is en so aan. Nou daai verskil tussen kinders verdwyn op hoërskool. Almal word ewe groot, almal word ewe sterk. En dan gaan die meeste kinders wat op laerskool gewen het, ontwikkel 'n vrees vir mislukking op hoërskool. So daai laerskoolprestasie wat uitgelig word, is eintlik 'n dodelike ding. Dis 'n ewel. Dit is 'n ewel. Ja. In plaas van dat ons massa deelname, vaardigheidsontwikkeling, karakterontwikkeling, ding soos respek en dissipline en goed by kinders ontwikkel. As ons weer terug kan gaan soontoe, gaan baie meer kinders presteer as wat ons net so paartjies het wat presteer. In die les is lyke. Ja. Sjoe. Dis eintlik skrikwekkend want soveel kinders se selfbeeld hang daarvan af en dit word daarop gesmeer. Uitslag. Ja, presies. So uitslag en toe ek met die leeu's gewerk het, ons het hierdie lekker sê ding gehad. Sukses en mislukking word in ys geskryf. En môre sal die son weer skyn. Dis mooi. So eenvoudig soos dit. Dis diep ook. Ja. Hy smelt, môre is dit niks. So vandag, ek weet sukses is net vir 'n oomblik. Karakter is vir altyd. So jou sukses van vandag beteken bokkerrol môre. Dis verby. Pragtig. En Janie, dis baie hoe dankie mens- dat jy kom kuier het. Ja, en ek dink dis hoe mense seker maak dat jy konstant en aanhou groei. Absoluut. So Dankie baie vir jou dankie. tyd. Waardeer Arnold, ek kan sien Dankie. jy voel ook gemotiveerd. Absoluut. So, maar jy kan ingeskakel bly want net hierna gesels ons met Good Things Guys. Ons fokus so 'n bietjie op die impak van goeie nuus. Bly ingeskakel daarvoor.